Goeiedag. Ek nooi jou uit om saam met my stil te staan by gedeelte van die gebed wat die Here Jesus ons kom leer het. Ons gaan stil staan by 'n baie kragtige woord. En die woordjie is gee. Onse Vader wat in die hemel is, gee ons vandag ons daaglikse brood. Ek wonder, hoe is dit vir jou om vir iemand iets te vra? Iets te vra wanneer jy dit regtig nodig het. Ek moet eerlik sê, vir my is dit nie altyd maklik nie. Ek het agtergekom ek dit moeilik vind om net vir iemand eenvoudig te kan sê, ek het dit nodig, of asseblief help my met dit. Nou dalk ken jy dit ook. Jy lê siek, iemand vra jou, kan ek iets vir jou bring? En jy antwoord, nee man, ek's reg, ek sal okay wees, ek het nie iets nodig nie. Of na die verlies van iemand baie naby aan jou, baie moeilike tyd in jou lewe, en iemand vra, hoe kan ek jou help? En ons sê sommer outomaties, ag nee, moenie bekommerd wees nie, dankie, ek sal regkom. Ja, by jou werk, by jou gesin, hoe maklik sê ons nie, dankie, ek sal self regkom. Ek wonder hoekom doen ons dit? Want om te vra, laat ons op 'n manier so kwesbaar voel. Daardeur erken ek op 'n manier dat ek nie het nie, wat ek nodig het. Ek afhanklik is van iemand. En dit is presies hier waar Jesus ons leer, dat ons kwesbaar en afhanklik in ons lewens is. En dat ons met groot vrymoedigheid kan vra, eenvoudig en eerlik. Ons Vader wat in die hemel is, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is my treffend hoe Jesus self hierdie woorde geleef het. Hy het nie net gepraat oor vra nie. Hy het self van sy Vader gevra. Daar jy by Lazarus se graf, hy kyk op en hy sê, Vader, ek dank U dat U my hoor. Hy het gevra. En die Vader gee hom in daardie oomblikke wat hy vra. Lazarus stap lewendig uit die graf uit. In Getsemane val hy plat op die grond en hy bid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Tog nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Hy vra eerlik, hou niks terug nie. Hy weet wat hy in daardie oomblikke nodig het. Hy weet en hy kan maar vra. Sy Vader weet dat hy dit nodig het en dat sy Vader sal antwoord. Aan die kruis roep hy, my God, waarom het U my verlaat? Dis 'n seun wat in geweldige nood van sy Vader vra. Dit wys ons iets van Jesus se besondere manier van lewe. Hy was nie bang of onvrymoedig om te vra nie. Hy het gevra wat hy op daardie oomblik in sy lewens nodig het. Dis eerlik, dis regheid, is 'n kind by sy liefdevolle Vader. Ek onthou my ma op haar 80ste verjaarsdag vir my iets hiervan op 'n baie kosbare manier kom leer het. Ek vra vir haar, mamma, jy lyk darem maar ongelooflik. Jy doen wonderlik vir 'n 80-jarige. Wat is jou geheim? En sy glimlag breed en sê, Johankie, ek gebruik kniedruppels. Ek delf toe nog maar bietjie dieper en vra nuuskierig, kniedruppels mamma, wat is dit? Waar kry 'n mens dit? Sy skaterlag en sê, dis eenvoudig my kind. Jy gaan op jou knieë, jy bid en jy vra vir die Here wat jy nodig het. Is gratis. Kniedruppels kos vir jou niks nie. Ek sal daardie dag en haar woorde altyd onthou. So eenvoudig, so kinderlik. Vra maar net en vertrou dat die Vader jou sal hoor en sal gee. Nou dalk stoei jy ook soms soos ek. Waarvoor mag ek vra? Wat as ek vir iets vra wat nie so belangrik lyk nie? Tog hoor ek Jesus met sy woorde. Hy sê, vra wat op jou hart is. Vra wat jy vandag nodig het. Dit gaan hier verseker oor 'n verhouding. Ek vra nie sommer in die lug nie.
Ek vra my Vader, my hemelse Vader. En hy is die een wat antwoord. Soms ja, soms nee, soms wag. Maar ek vra soos 'n kind wat vertrou. Hy weet wat ek nodig het. Dalk het jy al beleef hoe God op 'n manier antwoord wat jy glad nie verwag het nie. In my eie lewe sien ek dit. God gee op sy manier, op sy tyd. Dis liefdevol. Hy is my Vader. Dis vir my mooi dat Jesus nie sê, bid vir brood wat jou lewe lank gaan hou nie. Hy sê, gee ons vandag. Elke dag kom ek terug na hom. Elke dag vra ek, gee. Dis soos asemhaal. Kan nie vandag môre se suurstof al inasem nie. Ek het vandag se suurstof nodig. Môre sal ek weer moet asemhaal. En Jesus leer ons om te vra vir vandag. So kan ek en jy groei hierin. Kom ons hou dit eenvoudig. Staan soggens op en sê, Vader, gee vir my dit wat ek vandag nodig het. Ek hou my oë oop deur die dag, want soms gee hy op maniere wat ek nooit sou dink nie. En ek leer om my hande oop te hou, om nie net te vra nie, maar ook te ontvang, van wie ook al die Here wil gebruik om vir my te gee. So ek nooi jou, sit jou hande oop op jou skoot, dis 'n eenvoudige teken van openheid, afhanklikheid. Dis soos om vir die Vader te sê, ek is hier, ek vra, ek wag. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, hier is ons nou, met ons hande oop. Dankie dat U Seun Jesus ons kom leer en kom wys het, hoe om met groot vrymoedigheid van U te vra. Gee ons vandag, gee ons wat ons nodig het. Ons hande is oop om te ontvang. Ja, dit wat U vir ons wil gee, en hoe en deur wie U ook al dit vir ons wil gee. Amen. En terwyl jou hande nou nog oop is, hier is nog iets wat ek vir jou vandag kan gee. Ontvang die seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is en bly met jou. Amen.